Ons wil dis in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing saam Psalm 34, vers 6 en vers 7. Psalm 34, vers 6 en 7. Skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, en lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees, die volgende heeltemal te ver nou hoor. Weer terug, daar sy, probeer weer en het deur die Heilige Gees met die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ons sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Dit was te vinnig gewees. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Nou maar daaroor, broeder en suster. Ons lees saam by die woord van die Here uit Deuteronomium hoofstuk 5. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak
van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag, die met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Leer jou vader en jou moeder, soos die Here jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slaffin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Psalm 119, die pragtige psalm oor die skoonheid, oor die woord en die wet van God, vers 4 en vers 5, daarna bid ons saam en by ons het ons die gebruik dat uit respek uit die mans staan. Vader wat in die hemel is, ons bid dat U dit stil en rustig in ons harte sal maak, dat U aan ons kalmte en vrede sal gee, dat ons kan luister na die woord. Laat die woord nie een keer by ons in ons lewens verbygaan nie, maar laat die woord altyd gehoor word en altyd ook 'n weerklank vind in ons almal se lewe.
Die tyd wat ons het hier op aarde in die diens is baie kort en kosbaar. En elke geleentheid om te luister na u woord is belangrik. En elke kans wat ons kry om u woord uit te leef. Ja Here, daardie kans moet ons met albei hande aangryp en die meeste daarvan maak. Ons bid dat u ons ook sal lei wanneer die heilige doop bedien word, dat die kindjie ook werklik saam met haar ouers dan uiteindelik die sekerheid sal hê dat die sakrament werklik aan haar bedien is. Here, dat ons hierdie vreugde met hulle sal deel op hierdie dag. Dat ons ook weer dink oor ons eie doop en die betekenis daarvan. U merk ons, Here, vir hierdie lewe en vir hierna as die kosbare eiendom. Spreek dan nou die diensknegte en die diensmaagde luister. Ons vra dit in u Seun se naam. Amen. Luister, broeder en suster, vir beide preke na die woord van die Here aan die hand van Sondag 39 van die Heidelbergse Katekismus wat handel oor die verklaring van die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder. Ons lees dan saam Jesaja 42 vers 8 met ons fokusvers, vers 8, waar dit klink asof die Here sê dat hy alleen alle eer moet kry. Bedoelende mense is dan nou uitgesluit. Ek is die Here, dit is my naam en my eer sal ek aan ander gee, of ook my lof aan die gesnede beelde. Kyk, die vorige dinge het gekom, die nuwe dinge verkondig ek, voordat hulle uitspreek, laat ek julle dit hoor. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied, sy lof van die einde van die aarde af, julle wat op die see vaar, en alles wat daarin is, eilande en bewoners daarvan. Laat die woestyn en sy stede uitroep, die dorpe waar Kedar woon. Laat die rotsbewoners jubel van die top van die berge af skree. Laat hulle aan die Here die eer gee en sy lof in die eilande verkondig. Die Here sal uittrek soos 'n held, hy sal die ywer opwek soos 'n kruisman. Hy sal die strydkreet aanhef, ja uitskree, teen sy vyande hom as held openbaar. Ek het baie lank geswyg, my stil gehou, my bedwing. Ek sal uitskree soos een wat baar. Ek sal hard asemhaal en hyg tegelykertyd. Ek sal berge en heuwels woes maak, en al hulle plante laat verdroog, en ek sal riviere tot eilande maak en waterplasse laat opdroog. En ek sal blindes lei op 'n weg wat hulle nie ken nie. Hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is. Ek sal die duisternis lig maak voor hulle uit, en die hobbelagtige plekke gelyk is. Dit is die dinge wat ek doen en nie nalat nie. Maar die wat op gesnede beelde vertrou, wat aan gegote beelde sê, julle is ons God, die sal agteruitwyk, diep beskaamd staan. Wat eis God in die 5de gebod, dis dan ons teks. Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Broer en suster, ons kan nog altyd leer by hoe die Jode die Bybel hanteer. Hulle het immers die Bybel baie langer gelees as wat die Ou Testament is wat ons dit doen, nie. Nou oor die algemeen sal jy vind dat teoloë vandag deel die wet in 2 tafels in. Die eerste en die tweede tafel. En daar was oor die tyd baie verskil van mening, selfs hoe die 10 gebooie ingedeel moet word. Dieter byvoorbeeld het dit nie op dieselfde manier ingedeel
as die ander hervormers, byvoorbeeld soos Calvin. Maar wat die twee tafels aanbetref, werk dit dan maar eintlik so, dat die meeste teoloë dink dat vandag moet jy eintlik dink aan die 5de gebod as deel van die tweede tafel van die wet. So jy, die eerste tafel is 4 gebooie, en die tweede tafel is dan 6 gebooie, en as my wiskunde my nie die steek laat nie, is 4 en 6 gee vir jou 10, sover as wat ek nog weet. Nou, die interessante ding is, die Jode doen dit nie. Die Jode reken die 5de gebod as deel van die eerste tafel, en ek dink hulle is reg. Hulle sê dat die eerste tafel gaan daaroor dat God is mos in die eerste gebod, hy sê hy is die enigste God, hy is die enigste God wat geëer moet word. En as jy nou dink oor die 5de gebod wat gaan oor eer jou vader en jou moeder, dit kan jy nie doen nie, en jy sal hoor in die 2 preke. Want jy gaan geskok wees as jy die skrifgedeelte sien wat ek lees met die 2de preek. Dit gaan jy nie kan verstaan as jy nie in gedagte hou dat hoe kan jy sê jy eer God as jy nie jou ouers eer byvoorbeeld, of as jy nie ander mense kan eer. Sien, dit alles begin by die eer van God. So, ek dink werklik dat daardie indeling is meer geregverdig. Nou, die eer van God kom dus altyd eerste, dit begin eintlik by die eerste gebod, en alles vloei vanaf die eerste gebod, ontwikkel al die gebooie, en alle ander gesagsdraers het afgeleide eer. In ander woord, ek het bepaalde eer wat ek dra, as die, kom ons sê, die predikant van die gemeente. Maar daar is werklik niks in my, wat my beter maak as enige iemand hierso. Dis dit nie. Die eer wat ek het, die gesag wat ek het ek maar net omdat dit 'n afgeleide eer is van ons God. Dis die enigste rede waarom ek daardie gesag het. En so is dit met alle gesagsdraers. Nou wat beteken die woord eer? Die woord eer beteken gewigtig, swaar. In ander woorde, belangrik. Dit beteken nie pa en ma is regtig fisies swaar nie. Dit sê net eintlik, hulle moet die belangrikste mense in jou oë wees. Dis so goed, jy sê vir iemand, ek wil net vir jou sê, jy is iemand wat my lewe diep aanraak, ek eer jou daarvoor. Jy is gewigtig in my oë. Met die Olympiese spele het daardie atlete wat op die podium verskyn het almal, was nogal 'n opvallende groot medalje, tipies op die Franse manier. Dit was iets wat jy moes raak sien. So daardie goue medalje is nogal baie geld werd. Maar wat was die doel daarvan? Om iemand op daardie podium te laat staan en vir hom daardie medalje te gee. Dit was om aan hom 'n eer te bewys. En in 'n sekere sin ook aan die land van waaraf hy kom. Is dit dan verkeerd? Want die Here sê dan in Jesaja 42 vers 8, ek is die Here, dit is my naam, en my eer sal ek aan geen ander gee. Moet u my eer as die predikant, want die Here sê, en my eer moet julle aan geen ander gee. Lees die res van die vers. Die res van die vers sê duidelik, of ook my lof aan die gesnede beelde. So binne daardie konteks sê die Here, moenie my eer vir die afgode gaan gee. Hy sê nie, moet nie mense eer. Jy sal verkeerd wees, as jy dink, jy kan dit maar nalat om mense te eer. Inteendeel, jy sal verkeerd wees. Jy sal 'n fout maak. Moet wel nie jouself eer. Daar is hierdie wonderlike vers in Galasiërs 5 vers 25 wat sê, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. In ander woorde, wees iemand wat deur die Heilige Gees gelei word. Laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uittart en mekaar beny.
Laat ons nie soekers word van ydelle eer. Wat het Adam en Eva anderste gedoen in die tuin van Eden, as om hulle eie eer te soek, bo die van God? Want hulle sou soos God kon wees, deur te weet, wat is reg en verkeerd, goed en kwaad. En hulle wou soos God wees, soekers van ydelle eer, maar mense wat werklik staan en leef onder die leiding van die Heilige Gees, is nie soekers van ydelle eer. Is daar regtig verse in die Bybel wat sê ons moet mense eer? Ek moet vir jou al 10 wat ek hier neergeskryf het lees. Ek het gedink is bietjie te veel. Ek sal by van hulle weer op 'n later geleentheid kom. 'n Ouer man, byvoorbeeld, moet jy nie skerp teregwys nie, maar vir 'n maand asof hy jou vader is. 1 Timoteus 5 vers 1. Daar's 'n vers in Levitikus 19 vers 32 ook. 1 Petrus 2 vers 17. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê, vrees God, eer die keiser. Julle moet alle mense respekteer, eer die keiser, onder andere. Eer jou vader en jou moeder ken nie. Efesiërs 5 vers 33. Elkeen moet sy vrou lief hê, soos hy homself lief het, en 'n vrou moet haar man eerbied betoon. Sy moet haar man eer. 1 Petrus 2 vers 18. Bedienis, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is of onredelik is. Ek kan vir julle soveel voorbeelde doen uit die Bybel uit. Die punt is, die Here sê, ek gee afgeleide eer aan sekere mense hier op aarde. En as jy my eer, dan eer jy hulle ook. Jy kom met 'n slimmerde nasie om jouself daar te probeer uitwurm nie. Hoekom sal die Here dit sê? Daar is 'n baie goeie rede waarom hy sê ons ook ander mense moet eer. Dit staan in die eerste hoofstuk van die Bybel. Jy ken tog Genesis hoofstuk 1. In Genesis hoofstuk 1 sê God, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar. Die beeld van God het hy die mens geskape. Jy sien, daar is die verband. En as jy nie jou naaste kan eer nie, as jy nie jou naaste kan respekteer nie, jy moet nie probeer hare kloof met eer en respekteer nie. Selfde begrip, selfde gedagte, selfde semantiese veld in Afrikaans. Dek dieselfde lade. Moenie probeer speletjies speel. As jy nie jou naaste kan eer nie, hoe kan jy God eer? Jou naaste wat geskape is na die beeld van God. Dis eenvoudig die verband en die beginsel. En tog, broer en suster, probeer baie mense, ook baie Christene, baie hard om hierby verby te kom. Wat hulle hou nie van hulle naaste nie. Hulle hou nie noodwendig van die mense wat oor hulle aangestel is nie. Of dit nou die dominee of die president van die land is. Wanneer ek dus vuil grappe vertel oor hierdie mense, vloek of skel of sleg sê, bespreek of beskinder, dan doen ek eintlik iets verskriklik. As ek nie die beeld van God aan, as ek so teenoor ander mense optree, wat ek doen. Weer eens, wees eerlik met jouself, broer en suster, die Bybel spreek tot regheid en duidelik tot elkeen van ons. As ek maar kan sterf soos Dawid gesterf het. Dawid sterf met 'n lied op sy lippe. Dawid laat die volk bymekaar kom, hy laat hulle voor hom staan. En eintlik wat Dawid vir hulle sê, dis in 1 Kronieke hoofstuk 29, hy sê, ek het lank die gesag van God hier op aarde gedra, die tyd is verby. Die gesag van God moet teruggaan na God toe, die eer van God behoort aan God en nie aan my. Ek is 'n sterflike mens, ek is van verbygaande aard.
En Dawid het die Here geloof voor die oë van die hele vergadering en Dawid het gesê, U sy geloof, Here God van ons Vader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Aan U, Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit. Ja, alles in die hemel en op die aarde, aan U, Here, kom toe die koningskap en die selfverhooging as hoof oor alles. En die rykdom en die eer kom van U en U heers oor alles. En in U hand is krag en mag en in U hand is dit om alles groot en sterk te maak. Eer kom van U af. U het my groot en sterk gemaak. En nou onze God, ons loof U en ons prys U heerlike naam. Dawid het gesê. Is dit nie die manier om dood te gaan, as jy 'n gesagsdraer is? Jy sê, broer en suster, die kerk hier op aarde, die kerk wat nog nie verheerlik is nie, moet God eer. 'n Voorbeeld daarvan is 1 Timoteus 1 vers 17. Die verheerlikte kerk moet God eer, moet sy lof besing. En ons doen dit ook deur gehoorsaam te wees. Voorbeelde daarvan is Openbaring 4 en Openbaring 5. Om die waarheid te sê, in Openbaring 5 word gesê, en elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die see en wat op die see is, alles wat in hulle is, het ek hoor sê. In ander woorde, die ganse skepping. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. God het delegeerdes van sy gesag. Wat 'n voorreg is dit, as die Here kom en van sy gesag kom rus op jou skouers, in hierdie aarde, op hierdie aarde. Hy wys mense aan, en hy doen dit ook in die kerk van die Here. Deesdae respekteer mense maar min mense in die wêreld daar buite. Dit gebeur ook nie meer in die kerk altyd nie. Daar staan in Efesiërs 4 vers 11 en 12, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Ek het geen gesag op myself. Die gesag het ek ontvang dood eenvoudig om die liggaam van Christus toe te rus en op te bou. Feit van die saak is, God sê baie uitdruklik en duidelik in die Bybel, 1 Petrus hoofstuk 2 vers 17, ons moet alle mense eer, selfs die wat ek nie van hou nie. In Romeine 13 lees ons dat die Here kom en hy sê vir ons, eer die owerheid wat oor jou aangestel is. En weer eens, ek het altyd net vir hierdie teoloë wat allerlei slim praatjies het oor Romeine 13 net een vraag. Hoe Christelik was daar die owerheid oor wie Paulus in Romeine 13 skryf? Wie hulle was? Hulle was heiden. Dit was 'n heidense owerheid wat oor hulle geregeer het. En hy sê, onderwerp julle aan die heersende owerhede, omdat hulle deur God ingestel is, Romeine 13. En dan weer in vers 2, hy wat teen die gesag in opstand kom, bedoelende die gesag van hierdie owerheid, kom in opstand teen wat God ingestel het. En die wat dit doen, sal oordeel oor hulle self bring. Ek ry toe Pretoria toe, soos jy geweet het. En ek weet, het bly 'n deel van die week in Johannesburg. Maar is nog steeds 'n uitdaging om die N1 te ry, tussen Johannesburg en Pretoria. Al die bane is vol. En daar's flitsende blou ligte gedurig van agter. En soms sien jy hulle kom van vooraf. Al wat 'n generaal is, ek dink ons het amper 500 van hulle, het 'n blou lig. Munisipale amptenare en politici. Die dae van Jan Smuts is lankal verby wat jy jouself rondry met jou eie kar. Dit is nou 'n klomp
blink swart motors met flitsende blou ligte en jy moet pad gee. En as jy nie pad gee nie, gaan hulle vir jou uitpluk en hulle gaan vir jou aanrond langs. Ek weet, broer en suster, ek moes ook so 1 of 2 keer uit die pad uitspring, dat hulle toch net kan verbykom. En seker is baie naby aan 200. Ek weet hoe gaan dit. Ek lewe in dieselfde land as jy. Ek ken die hoes wat jy so vanuit die hoogte bekyk. En as jy weer hoor, dan is hulle maar weer terug waar hulle gewees het en eintlik verder terug. Ons het nou 'n minister van polisie wat by die huis is. Dit is baie voorbeeld. Dis moeilik. Jy kry met hierdie mense op al die vlakke te doen. Die feit van die saak is, die Here sê nie, ek moet van hulle hou. Die Here sê ek moet hulle lief hê. Die Here sê nie, ek moet met hulle vriende wees. Die Here sê ek moet hulle lief hê. Ek moet selfs my vyand lief hê. Hy sê ek moet my onderwerp aan hulle gesag. En dit moet ek doen. Dit sal ek doen. Daarom gee ek pad. Sonder om iets te sê, sonder om te vloek en te skel. Ek weet ek was alleen in die motor, maar ek kan nie beloof. Ek het niks gesê nie. Ek het eerbiedig uit die pad uitgeval. Uiteindelik doen ek dit nie ter wille van hulle om hulle te sterk en hulle kwaad nie. Ek doen dit ter wille van my Here en my God wat ek dien. Maar is nie net daar waar die probleem is nie. Miskien is jy 'n werkgewer. Miskien is jy, die meeste van u is dalk werknemers. Daar's min van ons wat vir onsself werk. Jy geweet dit is ook verkeerd om agter jou baas se rug saam met die ander te skinder en sleg te sê. Dieselfde beginsel. Jou baas is 'n gesagsdraer. Dis die mense wat kos in jou mond sit aan die einde van die maand. Maar luister, hoe praat mense? Lewe ons in Suid-Afrika in die era van die vakbonde. 1 Timoteus hoofstuk 6 vers 1. Almal wat diensknegte is onder 'n juk, moet hulle eie Here alle eer waardig ag. Moet hulle eie Here alle eer waardig ag, sodat die naam van God en die leer nie belaster word nie. Jy kan maar weer Efesiërs 6 vers 5 tot 9 ook gaan lees. Dis duidelik. Dis nie moeilik nie, broer en suster. Kom ons huwelike slagvelde. Want ons is soekers van eie eer. Soekers van eie eer wat wil bewys ons is altyd reg. Weet jy wat is die geheim tot 'n gelukkige huwelik? Daar's eintlik net een geheim. Daardie geheim is dat jy nederig is. Dat jy jouself prysgee. Want dis wat liefde is, opofferende liefde. Die geheim van 'n gelukkige huwelik is, as albei daardie mense hulle self prysgee in daardie verhouding, dan het jy 'n gelukkige huwelik. Maar as een van daardie persone selfsugtig is, en 'n soeker is van eie eer, dan het jy 'n ongelukkige huwelik. Die woord verliefde word dikwels in die Bybel gebruik as 'n sinoniem vir die woord vereer. Daar is 'n hele paar plekke waar dit so is, onder andere Romeine 12 vers 10, Romeine 12 vers 3, Filippense 2 vers 3. Die Bybel is dus duidelik, broer en suster, dat ons moet tog alle mense met eer en respek behandel. Wanneer die Here Jesus voor Pontius Pilatus verskyn, hoe tree hy op? Pilatus sê vir hom, praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag het om jou te kruisig? Weet jy nie dat ek het gesag? Vra Pilatus vir die Here. Jesus antwoord hom, u sou geen gesag oor my gehad het, as dit nie van bo aan u gegee was. En daarom het hy wat my aan u uitgelewer het groter skuld. Bedoelende die Jode wat die Here uitgelewer het. U sou geen gesag oor my gehad het, as daardie gesag nie van u gegee aan u gegee is van bo.
Pilatus het natuurlik op grond daarvan toe geweet. Hy is nie 'n rebel nie. Hy is nie 'n opstoker nie. En hy probeer om te red. Maar nie daarin geslaag. Hierdie gesindheid van die Here Jesus is die gesindheid wat die Heilige Gees in ons harte werk. In Filippense 2 lees ons dat hierdie gesindheid word deur Paulus so met daardie lied beskryf wat hy aanhaal. Hy sê, laat die gesindheid wat daar in Christus Jesus was ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. En daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely. Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Die lewe van die Here Jesus Christus was tot eer van die Vader. En dit was nie vir hom maklik nie, dink aan Getsemane, hoe hy geworstel het. Nou vra ek vir die broer en suster, watter gesindheid is daar in jou hart? Watter gesindheid is daar in jou hart? Is dit die een wat gewerk word deur die Heilige Gees? Of is dit eintlik 'n rebelse opstandigheid wat in jou hart is, wat nie van die Heilige Gees afkom? Amen. Kom ons sing saam. Psalm 78 vers 2 en vers 3. Lees saam, broer en suster, en dit is die rede waarom u maar die Bybel nog steeds kerk toe moet bring. Genesis 9 lees ek eers, dis nie hier nie. Genesis 9 vanaf vers 18 tot 21. Die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het was Sem, Gam en Jafet, en Gam was die vader van Kanaan. Hierdie drie was die seuns van Noag en met hulle begin die uitbreiding van al die aardbewoners. En Noag het as landbouer 'n wingerd begin plant, maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. En Gam, die vader van Kanaan, het sy vader se naaktheid gesien
het aan sy twee broers daar buite te kenne gegee. Toe neem Sem en Jafet die boekleed en hou dit op hulle skouers, terwyl hulle agteruitloop en hulle het die naaktheid van hulle vader bedek. Hulle gesig was agtertoe gedraai, sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie. En toe Noag van sy wyn wakker word, en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het, sê hy, vervloek is Kanaan. 'n knegt van die knegte moet hy wees vir sy broers. En verder het hy gesê, geseënd is die Here, die God van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. Mag God aan Jafet ruimte verskaf en mag hy woon in die tente van Sem. Maar Kanaan moet sy diensknegt wees. En Noag het na die vloed 350 jaar gelewe. So was dan al die dae van Noag 950 jaar en hy het gesterwe. En dan die deel wat ek hier het, Deuteronomium 21 vers 18 tot 21. As iemand 'n koppige en wederstrewige seun het, wat nie luister na die stem van sy vader en na die stem van sy moeder nie, en hulle hom tugtig, maar hy na hulle nie luister nie, dan moet sy vader en sy moeder hom neem en hom uitbring na die oudstes van sy stad en na die poort van sy woonplek, en hulle moet aan die oudstes van sy stad sê, hierdie seun van ons is koppig en wederstrewig, hy luister nie na ons stem nie, hy is 'n deurbringer en 'n dronkaard. Dan moet al die manne van sy stad hom stenig, dat hy sterf. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei, en die hele Israel sal dit hoor en vrees. Broer en suster, dit gaan nie meer goed met gesinne. Ouers is verskriklik besig om nie tyd om hulle kinders groot te maak nie, want ek dink hulle het soekers geword van eie eer. Hulle moet 'n sekere tipe kar hê, hulle moet in 'n sekere tipe huis bly, hulle moet sekere tipe meubels hê, hulle kinders moet na 'n sekere tipe skool toe gaan. As jy vir hulle vra, hoekom dink jy al daai goed nodig? Hoekom daai goed? Die vorige geslag het baie minder gehad, baie eenvoudiger goed gehad. Hoekom moet jy daai goed doen? Gaan eintlik vir jouself, jy druk jouself in die skuld. Jy sukkel om al die punte by mekaar te kry. Hoekom? Want jy wil hê mense moet meer van jouself doen. Jy het 'n minderwaardigheid in jouself, en nou probeer jy daarvoor vergoed deur al hierdie ander goed. So wat is dit? Dis jy's 'n soeker van eie eer. Intussen tyd, waar is jou kinders? Geniet jy nog jou kinders? Het jy vreugde in jou kinders? Speel jy saam met jou kinders? Nee, jy het nie tyd nie, want jy moet die hele tyd werk. Wat word van jou kinders? En naderhand het jy so 'n probleem met jou kinders, dat jy eindig op, miskien in my studeerkamer, of in 'n sielkundige se spreekkamer, want jy probeer hierdie kinders hanteer, en dan later in jou lewe word daai kinders groot mense, en op die buurtgroep waar ons bly in Johannesburg, was daar vir my gister 'n verskriklike berig. Stuur asseblief dadelik iemand, hierdie man is besig om sy pa dood te slaan. Sy pa is bebloed. Uiteindelik het Help 24, dis daai ouens met die wit bakkies wat die voertuie wegsleep het, hulle sien toe gegaan. En ek hoop toe hulle was betyds. En ek hoop eintlik hulle daai kind 'n les geleer, iets geleers wat staan hier. Jy kry deesdae te doen met jong mense wat ouers jy en jou, en jy sal nie vir my dit sê nie, ek sal nie dit vat nie, en jy sal so maak. Jy sal nie met my so praat nie. So praat hulle met hulle ouers. En dan haak hulle nog af as die pa of nie versigtig is nie, en hulle voet ons. Jy mag dink,
sal nie my voeter nie. Jy sal verkeerd wees. Enig ander tyd kry 'n seun of 'n skoonseun wat al 'n bietjie jou baas raak. As dit daai man se situasie. Jy word oud, jy word oud. Dit is die manier om deur die lewe te gaan. Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit? Vraag jouself wat dit gebeur. Reg om ons, rondom ons. Broer en suster, want die eer van God kom nie meer eerste nie. Die eer van God moet eerste kom en daarom moet ouers goeie ouers wees en kinders moet goeie kinders wees, as ek dit sommer so eenvoudig platweg kan sê. Onderwerp julle aan die gesag van julle ouers wat God oor julle aangestel het. Dit maak nie saak hoe oud jou ouers is. Ek weet nie of my ouers ingeskakel is vanoggend nie. Ek probeer ek iets sê oor hulle ouderdom en ek is nie reg seker hoe oud is hulle nie, maar my pa is so 77 en my ma is so 73. Reg. Maar ek is ook ten spyte van verkeer tog na hulle toe maandag gaan, want hulle bly daar in Pretoria. Want ek moet hulle eer. My pa wil 'n virk hê, 'n tuin vat. Vat vir hom 'n tuin. Al maak dit my 2 ure lang. En dan gaan hy vir my na die tyd sê die virk is stop. Ek moet hom eer. Ek is 53. Is ek reg? Hy is 77. Dit bly so tot die dag van sy dood, ek moet hom eer. Ek praat met hom ek praat met hom as pa. Ek het in my lewe nog nooit vir hom gesê, jy of jou. Nog nooit. Ek sal, jy praat nie so met jou pa nie, of met jou ma, of eintlik met geen mens nie. As jy praat van dan moet jy sien daar in die stad, in die begin wil mense lag en dan naderhand, dan begin hulle jou op 'n sekere manier hanteer, want jy hulle. Wat is jy hulle? Dit is vir hulle vreemd. Jy kom seker van ware verhale altyd veel. Ja, ek kom van die Vrystaat af. Maar ek het maniere geleer. Joach was 'n belangrike man, hy was 'n baie godvreesende man. Wat presies daar gebeur het, ek dink nie enige teoloog weet presies. Maar Noag het na die sonvloed, het hy weer begin landbou beoefen en hy het druiwe geplant en hy het wyn gemaak. Miskien het hy voor die tyd geweet, ek gaan nou nie die tyd mors met, het hy nou voor die tyd geweet, het hy nie geweet, het hy nie geweet wat gebeur nie. Die feit van die saak is, Noag het te veel wyn gedrink. Noag was ook nie die beste van paas. Ek was nie die beste van paas nie. My kinders dink ek was nie, ek het nie te sleg gevaar nie. Ek sien baie foute wat ek gemaak het. Ek het jou een ding vertel, jy is ook nie die beste van paas of maas. Ons het almal foute. Noag was ook nie die beste van paas nie. Hy het 'n groot fout gemaak en dit was 'n duur fout. En daardie tyd het 'n tent en hy het 'n tent gebou. Daardie tyd het 'n tent 2 dele gehad. Dit was 'n eenvoudige gordyn gewees in die tent. En die agterste gedeelte van die tent was die deel waar jy geslaap. Die voorste deel van die tent is tipies waar jy nou gesit het en tee drink en so aan die mense ontvang. Noag het gedog, hy is in die agterste gedeelte van die tent. Maar intussen tyd was hy eintlik in wat ons sal sê die sitkamer. Toe trek hy sy klere, want hy gaan nou slaap. Hy gaan sy roes afslaap. Wat daar gebeur het, vertel die Bybel vir ons, is dat die jong seun gaan. En die Here verskoon jou nie, maak nie saak hoe oud jy is, die kinders. Die jong seun gaan het ingekom en hy sien sy pa skaal. En hy gaan dan sê hom en Jafet toe, toe sê hy vir hulle, lachend, pa skaal. Die grap daarvan. Ek gedink is 'n groot grap. My byna dood gelag, het seker so iets gesê. En Sem en Jafet was absoluut geskok. Hulle het besef hulle pa het 'n fout gemaak.
En terwyl hulle agteruitloop, sodat hulle nie hulle pa kaal kan sien nie, het hulle hom toegemaak. Die volgende dag het Noag uitgevind wat gebeur het. En ek dink dit is die skok vir baie van ons. En mense sukkel om dit te verstaan. Want as Noag dit uitvind, dan sê hy, vervloek is God. In ander woorde, mag dit met hom elendig gaan die res van sy lewe en uiteindelik met sy naaste. Hoe kan dit gebeur in 'n huis? Dat dit so ver verkeerd gaan, dat dit die verhouding word tussen ouers en 'n kind. En 'n mens dink maar, is Noag nie hier verkeerd om sy nageslag te vervloek nie? En nou het ek vir julle die eerste preek gegee. Die punt van die eerste preek is dood eenvoudig. Kan Ham en sy seun Kanaan en hulle nageslag enigstens vir God respek hê, as hulle nie eers vir Noag, wat kos in sy mond sit, en klere aan sy lyf sit, as hy nie eers respek vir Noag kan hy sy eie pa nie. Hy het nie respek vir God nie. Dit sê eintlik van wat in die gang is met Ham. Wat die probleem met Ham is, daar's 'n groot probleem met Ham. En daarom Frikkie en Marijke gaan net nou vir Lenay dood. Is dit so verskriklik belangrik dat 'n mens jou kind moet grootmaak, dat jou kind respek het vir alle mense. Onthou ek het eendag my seun 'n verskriklike pak slaag gegee oor die tuinier wat nou nog vir die kerk werk, het vir my gesê, ek vir hom 'n sekere woord gesê. Toe het ek opgevat en ek het hom 'n behoorlike pak slaag. Sê ek vir hom, jy moet alle mense respekteer, jy moet God respekteer. Jy moet gesag erken. Broer en suster, Efesiërs 6 vers 1, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Al maak jou pa of jou ma watter fout, die Here sê, jy moet jou ouers gehoorsaam wees, want dit is reg, dit is wat ek wil hê. En ouers, julle moet waardige ouers wees vir julle kinders. Moenie maak soos wat Noag gemaak het nie. Nou kan ek, daar's 'n bloedspoor deur die Bybel van swak ouerskap, nee. Abraham trek vir Isak voor, hy behandel Ismael baie sleg. Het hy die reg gehad, omdat hy weet, Isak is die uitverkorene en Ismael, het hy die reg gehad om 'n kind so te hanteer. Hy moes nog steeds 'n goeie ouer gewees. Hy moes nog steeds Ismael met liefde behandel het. Nee, Isak gaan daarmee verder en hy kies presies andersom as wat sy pa gedoen het. Hy het 'n lievelingskind en dit is Esau en Rebekka trek weer vir Jakob voor, sy jonger boetie. En dit vernietig hy op die ou einde daardie gesin. Dat daar uiteindelik vyandskap kom tussen die Edomiete en die Israeliete, tussen volke, wat al vir generasies. En dan Jakob, sê jy nou gedink het sou nou geleer het uit al hierdie swak ouerskap voorbeelde vanaf Abraham, sy oupa, sy pa. En dan gaan Jakob en hy sê maar Josef is iets besonders en sy broers vat vir Josef en gooi hom in 'n put. Ek moet nog vir die preek oor 'n put. Want sy pa trek hom voor. Daar moet altyd liefde wees in die verhouding tussen ouers en kinders. Dit is eintlik, moet dit onnodig wees dat ek het sê, dit moet opofferende liefde wees. Met ander woorde, ek speel met jou. Dienste selfoon is nie die belangrikste nie. Die beste klere, die mooiste denimbroeke. Ek weet nie meer wat 'n soort jy almal kry, so gaan liewer nie 'n naam sê. Dis nie die belangrikste nie. Maar of het jy saam met hulle 'n bal gespeel, jy saam met hulle gespeel, het jy dinge saam met hulle gedoen, was jy daar vir hulle, het jy na hulle geluister as hulle met jou wil gepraat het jy tyd gehad vir hulle.
Het jy jou verantwoordelikheid nagekom vir daai belofte wat jy voor die preekstoel gemaak het om jou kinders self na die katkesasie toe te bring, betrokke te wees by die katkesasie? Dit is die tipe liefde wat daar van 'n ouer moet wees vir 'n kind. Ons God, broer en suster, verdra dit ook nie dat ons as ouers ons kinders maar net laat begaan. Daar is die voorbeeld in die Bybel van die priester Eli, 'n godsman, 'n man wat God se woord geken het. En Eli se groot fout was, hy het sy 2 seuns, Hofni en Pinehas, maar net alles toegelaat. Hy het hulle nooit gedissiplineer nie. Ek het nooit vreugde gevind in enige dissipline wat ek my kinders mee moes dissiplineer nie. Het was vir my swaar. Hulle dink nie so nie. Maar dit was vir my altyd baie swaar. Op die ou einde het Hofni en Pinehas gesterf en sy kleinseun word genoem Ikabod. Alles is verlore. Ikabod. Want oupa het nie vir pappa gedissiplineer met hom laat begaan. Dit is vreeslik om te dink dat die Here moet bepaal in Deuteronomium 21 as 'n kind nie wil luister nie. Aanhoudend nie wil luister nie. Bring hom waar daar op hof gehou kan word en as hy skuldig bevind word, laat al die mans van die stad van en hom doodgooi met klip. Dat ouers by die punt kan kom en ek het dit al gehad in ons eie gewete dat hulle sê, ek voel so skuldig, maar ek dink dit sou beter wees as my kind beter weet. Ek kan nie meer met hierdie kind saamleef. Die kind maak vir my kind. Hoe kan dit gebeur? Waar gaan dit verkeerd? Broer en suster, ons moet luister na die woord van die Here. Ons moet goeie ouers wees. Die kinders moet aan hulle ouers gehoorsaam wees, moet hulle eer en respekteer. Hoekom? Want ons almal eer een Here. Amen. Ek hou aan u die formulier voor vir die bediening van die heilige doop. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie 3 punte saamgevat. Eerstens, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die koninkryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangetoon word. Ons word daardeur vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. As ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël God die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons sluit. Dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bestwil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, beveel die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed van al ons sondes afwas. Daarmee lyf hy ons in die gemeenskap van sy dood en opstanding in. Hy doen dit so dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig. Dit doen hy deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die wat uitverkies is en die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word.
Omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop, deur God met die doop vermaan en verplig tot gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hier die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand, met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n lewe in volkome toewyding aan God lei. As ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. Net so spreek God tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, wanneer hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit is Genesis 17 vers 7. Dit getuig Petrus ook met hierdie woorde. Net voor dit het hy gesê dat hulle moet laat doop, en dan sê hy, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, en die wat die Here ons God na hom sal roep. Handelinge 2 vers 39. En daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. Net so ook het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën, omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die koninkryk van God en van sy verbond gedoop word. Die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei breedvoeriger hieroor te onderrig. Geliefde gemeente, ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind, bid vir haar en wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Nou hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbou van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. O almagtige ewige God, U het volgens U regverdige oordeel die ongelowige wêreld wat geen berou gehad het oor hulle sondes nie, met die sonvloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin, slegs 8 mense, deur die groot barmhartigheid gered en bewaar. En die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink, en die volk Israel op droë grond daardeur gelei. Daardeur is die doop afgebeeld. Ons bid U op grond van U oneindige barmhartigheid dat U hierdie kind van U in genade wil aansien en deur die Heilige Gees in U Seun wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Ons bid U, laat sy haar kruis blymoedig dra, terwyl sy Christus daagliks navolg en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat sy Christus navolg sodat sy hierdie lewe wat nog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Nou vra dat die doopouers vir ons na vore sal kom.
Geliefdes in die Here Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. En daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid laat gebruik nie. Dat dit duidelik kan word dat dit U gesindheid is, moet U van U kant op hierdie vraag opreg antwoord. Eerstens, hoewel ons kinders het sonde ontvang en gebore, en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees. Tweedens, bely U dat die leer wat in die Ou en Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En dan derdens, die laaste vraag, beloof U en neem U voor om hierdie kind van wie U die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in die genoemde leer na U vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Ons kan nou dat Lenay inkom asseblief. Ons gaan saam sing, broer en suster, as ek reg onthou, Psalm 121 vers 2 en 3, nadat die doop bedien is en U kan bly staan vir die gebed wat daarop volg. Lenay Labeskagni, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almagtige, barmhartige God en Vader,
U het ons en ons kinders al ons sondes deur die bloed van die geliefde Seun, Jesus Christus, vergewe. U het ons deur u Heilige Gees as lidmate van die eniggebore Seun en so as u kinders aangeneem. U bevestig en bekragtig dit alles met die doop. En daarvoor dank en loof ons u. Ons bid u ook deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat sy Christelik in volle toewyding aan u opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem. Laat sy so u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan haar en ons almal bewys het, bely, en in alle geregtigheid ons onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus, lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk stry en oorwin, wil u dit gee, sodat sy u en u Seun, Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig sal loof en prys. Amen. Broer en suster, na die erediens moet jy net hier die sitplekke inneem asseblief. Ons gaan net 2 minute van die tyd gebruik om die stille te gee. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Mattheus 19 en ook Markus hoofstuk 10 is bereid as skrifbereiding 15, die ou skrifbereiding 15, dit is 'n nuwe nommer hier, 16:1 vers 1 tot 3. Oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.
liefde broer en suster. Ek wil vra dat Ters en Frikkie en Marijke na vore sal kom. Ek wil vra, jy moet baie mooi luister as jy kinders het. Julle kinders, nou moet julle vir my luister. Julle het 'n spesiale tafel waar julle eetgoed kan gaan kry. Maar julle kan nie by die groot mense se tafel gaan eetgoed kry. Dis nou deel van gehoorsaam. So jy gaan nou na jou tafel toe, daar kan jy nou vat wat jy wil. Julle groot mense vat net een bordjie. Op julle tafel. Ters, ja, asseblief. Frikkie en Marijke, deur die lewe veel die Here rolle van elke mens toe, in elke fase van julle lewe. Julle getroud was, het julle die rol as man en vrou ontvang van die Here. En julle het daar sekere vrae gehad waarop julle geantwoord het. Julle het 'n tyd gelede die rol as ouers ontvang. Die Here vir my en julle geskenk en geleer het. En julle het ook vanoggend vrae geantwoord. Ons is almal getuies daarvan. En die kerkraad wil vir julle alle seën toebid daarmee. Ons wil hierdie 2 weke vir julle gee wat julle vir Nehemia moet opvoer. En dit is die handvatsels wat sy deur die lewe sal gaan. En daarvoor bid ons werklik die seën van die Here toe vir wysheid en kennis en insit. Baie dankie, ek gaan vir julle doopseel gee. Baie dankie broer en suster.